Kom ons blaai na Joshua 10, 11 en 12 toe. Terwyl ek so oor die paadjie op die berg praat, het my gedagtes na die preek toe gegaan en nou ja, dan verloor mens jou wysie. Ek is jammer dat ek gisteraand eers so laat vir julle laat weet het watter hoofstukke ons vandag by uitkom. Kan ek vir jou vra, en asseblief neem vrymoedigheid, wie van julle kon hierdie twee hoofstukke lees? Hoofstuk 10 en 11. En dis okay as jy nie het nie, ek verstaan heeltemal goed. Goed. Dan gaan ek hulle die hoofstukke lees, want dit is nodig dat ons die konteks verstaan. Wanneer mens hierdie Bybel werk, as jy preek hier 'n teks en jy preek daar 'n teks, dan is daar gedeeltes in die Bybel wat mens waarskynlik in jou hele lewe nooit oor sal preek nie. En Joshua 10 en 11 dink ek is een van hulle. Ek dink nie ek sou daaroor 'n preek maak as dit nie deel was van die reeks nie. Maar nou is ons besig met Joshua en die Here het vir ons hierdie twee hoofstukke gegee. Die Heilige Gees het dit laat opskryf. Daar's 'n rede daarvoor en daarom moet ons daarna kyk. En weet jy, hierdie drie hoofstukke, eintlik 10 en 11, want 12 is net 'n opsomming weer van al die name van al die konings wat hulle oorwin het. Dis regtig nie ligte, vermaaklike leesstof nie. Wat hierin beskryf word, slaan 'n mens se asem weg. En as jy die groter prentjie miskyk, dan kan jou hele verstaan van God skeef trek. Daar's baie voorbeelde van mense wat juis as gevolg van hierdie twee hoofstukke en ander soos hulle, maar hierdie twee hoofstukke wat mense bring by 'n punt om die hele Ou Testament eenkant te sit. Want dit is afgryslik wat mens hier lees, as jy regtig besef wat hier aangaan. En dat dit God is wat dit laat doen. Nou, kom ek gee eers vir jou weer die hele konteks net, waaroor dit gebeur, wat het hier gebeur en eintlik, waarom het dit gebeur? Want as ons daaraan vashou, dan verstaan ons hierdie twee hoofstukke heeltemal anders. Dit het begin met God se belofte aan Abraham, dat hy hierdie hele land Kanaan aan Abraham se nageslag sou gee. Dit was absoluut onverdiende genade, wat God aan Abraham en sy nageslag gee, net en alleen net omdat Abraham in God geglo het, en God op sy woord geneem het, dat hy sal doen wat hy sê. So hy het in God geglo, en hy het wat God gesê het geglo. Maar God het dit nie dadelik vir hom gegee nie. In Genesis 15, vers 13 en 16 al, sê God vir Abraham, dat sy nageslag eers vir 400 jaar as slawe verdruk sal word in 'n vreemde land. Toe ons deur Josef se verhaal gegaan het, het ons gesien dat God juis sy volk uit Kanaan wegvat, sodat hulle nie saam met Kanaan verder verval in ongeregtigheid en goddeloosheid nie. Want terwyl hulle daar weg was, het die sonde en die goddeloosheid van die Kanaaniete net al meer en al erger geword, totdat God uiteindelik sou ingryp om 'n einde daaraan te maak, 'n einde aan hulle ongeregtigheid en 'n einde aan hulle wat die ongeregtigheid pleeg. Hy het dit voorheen ook al gedoen, hè? Dink maar byvoorbeeld aan hoe hy die hele bose wêreld met water verdelg het en vir Noag en sy gesin gespaar het. Of hoe hy die hele Sodom en Gomorra met vuur uit die hemel verdelg het en vir Lot en sy gesin gespaar het. Hier is weer iets daarvan. En soos ons verlede week gesien het, sien mens weer vorentoe ook dat hy dit eendag finaal voor sy regterstoet weer sal doen. Nou getrou aan sy belofte aan Abraham en sy nageslag, het God sy volk uit Egipte se slawerny verlos, deur 'n lang woestynreis na Kanaan toe gebring. En nou is hulle daar, en nou gaan God twee dinge doen. Een, hy gaan Joshua en die Israeliete gebruik om die doodstraf vir die ongeregtigheid oor Kanaan te bring. Hulle voer God se straf uit op hulle ongeregtigheid. En terselfdertyd die tweede wat hy doen, is om dan die land vir hulle te gee. Net soos in Noag se tyd en in Lot se tyd, sal ons in hierdie hoofstukke van hierdie hele inname van Kanaan
nog steeds raak sien die kontras. Die kontras aan die een kant van God wat geen sonde oorsien nie, wat haat en dit verafskie en dit met die dood straf, maar aan die ander kant, in dieselfde tyd, sy genade. Om sonder enige verdienste, alleen maar uit genade te verlos, elkeen wat in bekering na hom toe draai. Hy trek niemand daarin voor nie. Uit sy eie volk moet Akan en sy gesin God se straf ervaar. En uit die goddelose Amalekiete, Amorite, wat maak dit saak, word Rahab en die Gibeoniete gespaar. Net genade. Kom ons fokus wat op hier gebeur het. In die gedeeltes voordat ons nou by hierdie hoofstukke kom, het God hulle droog deur die hele Jordaanrivier wat in vloed was, laat gaan. En toe het hy sy straf op die ongeregtigheid van Jerigo eers laat afkom, en daarna ook op Ai. En dan lees ons nou verder. Sit jou gordel aan. Koning Adoni-Sedek van Jerusalem het gehoor dat Joshua Ai ingeneem en heeltemal vernietig het. En dat hy met Ai en sy koning dieselfde gedoen het as wat hy met Jerigo en sy koning gedoen het. En ook dat die inwoners van Gibeon met Israel vrede gemaak het en by hulle woon. Die mense van Jerusalem het baie bang geword, want Gibeon was 'n belangrike stad, soos 'n stad met 'n koning, en groter as Ai, en al sy manne was dapper vegters. Koning Adoni-Sedek van Jerusalem het toe vir koning Hoham van Hebron en koning Piram van Jarmut en koning Jafia van Lakis en koning Deber van Eglon laat weet, kom help my dat ons Gibeon aanval. Hulle het vrede gemaak met Joshua en die Israeliete. Die 5 Amoritiese konings, die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis en Eglon, het toe elkeen met sy hele leer gekom. Hulle manskappe teen Gibeon ontplooi en met die aanval begin. Die manne van Gibeon het vir Joshua in die kamp by Gilgal laat weet, moet ons tog nie in die steek laat nie. U moet gou hierna toe kom en ons red. U moet ons help, want al die Amoritiese konings in die bergland het 'n bondgenootskap teen ons gesluit. Joshua en al sy manne, al die dapper vegters, het toe uit Gilgal vertrek. Die Here het vir Joshua gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle is teen jou bestand nie. Joshua het van Gilgal af die hele nag deurgetrek en die Amorite skielik oorval. Die Here het hulle paniekbevange laat word vir Israel. Israel het 'n groot slagting onder hulle aangerig. En in Gibeon, hulle agtervolg deur die pas Bet-Goron toe en hulle bly doodmaak tot by Aseka en tot by Makeda. Terwyl hulle op die vlug was vir Israel met die afdraand na Bet-Goron toe, het die Here van daar af tot by Aseka groot haalstene uit die lug op hulle laat val. Daar is meer van hulle deur die haal dood as wat deur die Israeliete met die swaard doodgemaak is. Die dag, toe die Here die Amorite in die mag van die Israeliete gegee het, het Joshua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil in die Ayalon-laagte. Die son het stil gestaan. Die maan het nie geroer nie, totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna die volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie. So 'n dag was daar nie voorheen en daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer. Daarna is Joshua en die hele Israel saam met hom terug na die kamp toe in Gilgal. Die 5 konings het gevlug en in die grot van Makeda gaan wegkruip. Joshua het berig gekry dat hulle ontdek is waar hulle weggekruip het. En hy het beveel, rol groot klippe in die bek van die grot en sit daar manne om hulle op te pas. Maar julle moenie daar bly staan nie. Agtervolg julle vyande en van hulle verval hulle van agteraf aan. Moenie dat hulle by julle stede kom nie. Die Here julle God het hulle in julle mag oorgegee. Toe Joshua en die Israeliete klaar was met die groot slagting onder die vyande, is al die manskappe behoue terug na die kamp toe, na Joshua toe in Makeda. Die vyand
is tot die laaste man toe doodgemaak. Afgesien van die paar wat ontkom en die vestingstede gehaal het. Niemand het dit gewaag om iets teen die Israeliete te sê nie. Joshua het gesê, maak oop die grot se bek en bring die 5 konings uit die grot uit na my toe. Hulle het dit gedoen. Hulle het die 5 konings uit die grot uit na Joshua toe gebring. Die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis en Eglon. Nadat hulle die konings na Joshua toe gebring het, roep hy al die Israeliete en sê vir die offisiere wat by hom saamgegaan het, kom hier, sit julle voete op die konings se nekke. Dit was 'n baie bekende simboliek destyds, nê. Later lees ons in die Nuwe Testament ook dat die Here al die vyande van Christus onder sy voet sal neersit, dat hy sy voet op hulle nekke sal sit, nê. Dis 'n simboliese teken van ek het jou oorwin, jy's in my mag. Kom hier en sit julle voete op die koning se nekke. Hulle het dit toe gedoen. En Joshua het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, wees sterk, wees vasberade. So sal die Here maak met julle vyande teen wie julle nog moet oorlog maak. Daarna het Joshua die konings doodgemaak en hy het hulle elkeen aan 'n boom opgehang en hulle daar bly hang tot die aand toe. Met son onder is hulle op bevel van Joshua van die bome afgehaal en in die grot gegooi en hulle daar waar hulle weggekruip het. Die bek van die grot is toe met groot klippe toegepak. Dit is tot vandag toe nog daar. Daarna het Joshua ook Makeda ingeneem. Hy het die mense en hulle koning laat doodmaak en al wat leef in die stad uitgeroei. Niemand het vrygekom nie. Hy het met die koning van Makeda gedoen soos met die koning van Jericho. Van Makeda af is Joshua met die hele Israel by hom na Libna toe. En by Libna aangeval en hy het ook die stad met sy koning in die mag van Israel oorgegee. Joshua het die mense al wat leef in die stad doodgemaak. Niemand het vrygekom nie. Hy het met die koning van Libna gedoen soos met die koning van Jericho. Van Libna af is Joshua met die hele Israel by hom na Lakis toe. Hy en sy manskappe teen die stad ontplooi en dit aangeval. Die Here het Lakis in die mag van Israel oorgegee en Israel het die stad na 2 dae ingeneem en al wat leef daarin doodgemaak, net soos wat hy met Libna gedoen het. Die koning van Horam van Geser vir Lakis te hulp snel, het Joshua hom en sy manskappe ook verslaan. Niemand het vrygekom nie. Van Lakis af is Joshua met die hele Israel by hom na Eglon toe. Hy het sy manskappe teen die stad ontplooi en dit aangeval. Hulle het die stad nog dieselfde dag ingeneem en al wat leef daarin doodgemaak. Joshua het die hele stad uitgeroei en soos hy met Lakis gedoen het. Van Eglon af het Joshua met die hele Israel by hom na Hebron opgetrek en die stad aangeval. Hy het die stad ingeneem en die koning en die inwoners en die buitedorpe en al wat in die stad leef doodgemaak. Niemand het ontkom nie. Soos Joshua met Eglon gedoen het, het hy met Hebron en al wat daarin is uitgeroei. Daarna het Joshua met die hele Israel by hom na Deber toe gedraai en die stad aangeval. Hy het dit ingeneem. Die koning en die inwoners van die buitedorpe doodgemaak en al die mense in die stad uitgeroei. Niemand het ontkom nie. Soos hy met Hebron en met Libna se konings gedoen het, het hy ook met Deber en sy koning gedoen. Joshua het die hele gebied plat geloop. Die bergland, die suidland, die laafveld, die hange. Al die konings daar en niemand laat vrykom nie. Hy het alles wat asem het uitgeroei, soos die Here, die God van Israel, beveel het. Joshua het hulle plat geloop van Kades Barnea af tot by Gaza. Ook die hele Gosen gebied en tot by Gibeon. Hy het al die konings en hulle lande in een veldtog oorwin, want die Here, die God, het die oorlog vir Israel gevoer. Daarna is Joshua en die hele Israel saam met hom terug na die kamp toe in Gilgal. Voordat ek verder lees, net opvallend hier, dat die een stad wat hulle nie ingeval het nie, is Jerusalem. Al was die koning daarmee heen, het hulle die stad Jerusalem nie ingeval nie. Dit is eers later in Dawid se tyd, toe hy begin koning word het, wat hy dan Jerusalem ingeneem het en onder hulle beheer gebring het. Kom ons lees verder. Koning Jabin van Hasor, hy is nou ver in die noorde, het gehoor van Joasja se oorwinnings. Hy stuur toe boodskappe aan koning Jobab
van Medon en die konings van Simron en Aksaf en aan die konings van die noordelike bergland, die in die Jordaanvallei suid van Genesaret, in die Laagveld en op die bergrug en die Dorwoestyn, die Kanaaniete in die ooste en in die weste, die Amoriete, die Hetiete, die Ferisiete, die Jebusiete in die bergland, en die Jewiete onderkant die Hermon en die Mispe gebied. Hulle het almal gekom met hulle leers, 'n groot menigte, so baie soos die sand van die see. Hulle het ook baie perde en strydwaans gehad. Al die konings het 'n bondgenootskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel ontplooi by die Meronwaters. Die Here het vir Joshua gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle perde se hakskeensenings afsny en hulle strydwaans verbrand. Joshua het al sy manskappe met die vyand skielik oorval by die Meronwaters. Die Here het hulle in die mag van Israel oorgegee en die het hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Groot Sidon, Misrefot en Maim en die misbelaagde in die ooste. Die Israeliete het hulle uitgeroei. Nie een het vrygekom nie. Joshua het met hulle gedoen soos die Here vir hom gesê het. Hy het die perde se hakskeensenings afgesny en hulle strydwaans verbrand. Daarna het Joshua na Hasor toe gegaan, die stad ingeneem en sy koning doodgemaak. Hasor het vroeër die leiersposisie ingeneem tussen al die koninkryke daar. Die Israeliete het toe al die mense in die stad doodgemaak. Joshua het hulle uitgeroei sodat niks wat asemhaal bly lewe het nie. Die stad self het hy afgebrand. Joshua het ook al die ander stede van die ander konings ingeneem en die konings in die menigte uitgeroei soos Moses, die dienaar van die Here, beveel het. Israel het egter nie die ou gevestigde stede afgebrand nie. Dit is net Hasor wat hy deur Joshua afgebrand het. Die Israeliete het die buit en die vee van die stede gevat, maar al die mense doodgemaak. Hulle het die mense heeltemal uitgeroei. Nie een het bly lewe nie. Wat die Here sy dienaar Moses beveel het, het Moses vir Joshua beveel en dit het Joshua gedoen. Niks wat die Here vir Moses beveel het, is nagelaat nie. Die Here se straf op sonde het geen einde nie. Dis duidelik. Joshua het die hele land ingeneem, die bergland, die hele Suidland, die hele Gosen gebied, die Laagveld, die Jordaanvallei, die Israelberge met al hulle uitlopers. Die gebied het gestrek van die Kaalberg af wat na Seir toe oploop tot by die Baalgat in die Libanonvallei oor kan die Hermonberg. Joshua het al die konings van die gebied verslaan en doodgemaak. Hy moes lank teen hulle oorlog voer. Is nie heeltemal seker nie, maar party mense reken dat hierdie twee veldtogte saam het hier by die 7-8 jaar geduur. Dit was 'n lang tyd. Behalwe die Jewiete in Gibeon het nie een stad met Israel vrede gemaak nie. Die Israeliete het hulle almal in gevegte verower. Dit was die Here wat hulle in verset laat kom het, sodat hulle teen Israel geveg het. Hulle moes sonder genade uitgeroei word, uitgewis word, soos die Here vir Moses beveel het. In die tyd het Joshua ook die Enakiete in die berge in Hebron, Deber en Anab en al die Judaberge en al die Israelberge uitgeroei. Destyds toe Moses die verkenners uitgestuur het hulle teruggekom en vertel van die reuse wat daar in Kanaan was. Dis van hulle wat hy hier praat, hierdie Enakiete. Hy het hulle saam met hulle stede uitgeroei. En daar het geen van die Enakiete in die gebied van Israel oorgebly nie. Net in Gaza, Gat en Asdod was daar Enakiete oor. Joshua het die hele land ingeneem soos die Here vir Moses beveel het. En toe die land as besitting aan Israel gegee, vir elke stam 'n deel. Die land kon toe rus van vrede. Dis die woord van die Here. Ek gaan nou nie hoofstuk 12 ook lees nie. Lees dit gerus, maar dit is maar 'n opsomming van al die konings, al die plekke wat hulle verower het. Die inname van die hele beloofde land, Kanaan. Voordat ons in detail fokus en veral vra watter boodskap het dit nou vir ons vandag, wil ek tog net 'n oomblik stil staan en hierdie militêre strategie wat hier afgespeel het bewonder.
Kyk bietjie saam met my na hierdie skyfies. Daar's die hele land in die groot blou kol hier onder is die Dooie See en dan die Jordaan wat oploop boontoe. En daai eerste blou kol daar, dis die see van Galilea of van Genesaret soos wat ons nou gelees het. Nog voordat hulle deur die Jordaan is, ek kan maar die volgende een wys, het hulle eers aan die ooste kant van die Jordaan 'n deel van die land ingeneem. Dis daardie koning Og en Gesbon, die konings van Og en van Gesbon, waarvoor Rahab hulle daarvan gepraat om te sê hoe bang hulle was nadat hulle gehoor het wat Israel daar gedoen het. So daarna trek die Here, die volgende skyfie, vat hy hulle deur die Jordaan en hy vat hulle reg oor Jerigo in. Die normale roete was heelwat hoër op, maar hy vat hulle hier reg oor Jerigo, vat hy hulle deur die Jordaan en dan eers verslaan hulle vir Jerigo en vir Ai. En as jy nou mooi sien, daardie rooi kol deel die land nou net mooi in twee. Hy verdeel die vyand aan die wat in die noorde is en die wat in die suide is. En toe hulle oor hulle vrees kom dat Israel nie oorwin kan word nie na die eerste nederlaag in Ai, toe kom hierdie konings in die suide, daardie is die konings wat ons gelees het in hoofstuk 10. Staan hulle saam, eers dink hulle gaan net teen die Gibeoniete beklei en toe hulle oë uitvee, toe hulle te doen met God se almag en sy straf op hulle ongeregtigheid. Joshua het eers daardie gesamentlike leer totaal verslaan. En daarna het hy opgeruk en die een stad na die ander, een na die ander, weerloos voor hom geval, want daar was niemand meer om teen hulle te kan opstaan. En na daardie sukses kom die konings in die noorde, ek in die woorde skryf, daar heel bo in die noorde, daar kom die konings weer bymekaar met 'n geweldige leermag. Historiese verskil natuurlik, maar hulle reken dat daar maklik iets soos 300.000 voetsoldate was. 100.000 kavalerie op die perde, nê, en 20.000 strydwaans. Dit was 'n weermag soos wat Israel net nooit, hulle sou nie 'n kans staan daarteen nie. Maar natuurlik, voor God hou niemand stand nie. Hy verslaan hierdie magtige leer en daarna die een na die ander stad. Hulle sê dat hierdie veldtogte om Kanaan in te neem, word nog steeds as gevalle studies gebruik wanneer mense gesels oor militêre strategie om 'n gebied in te neem. Maar goed, dit gaan nie net oor militêre strategie nie, nê. Wat is dit wat ons hier uit te harte moet neem? Jekema. Ek wil 4 dinge uitlig uit hierdie 2 hoofstukke uit wat ons regtig nie moet miskyk. 4 dinge wat ons lewe moet verander. 'n Impak moet hê. Die eerste ene is dat ons deurgangs moet onthou en besef dat hier 'n stryd is tussen die geregtigheid van God en hulle wat aan sy kant is, wat in hom glo, teenoor hulle wat teen God rebelleer in ongeloof, in ongehoorsaamheid en sonde. Hierdie stryd het fisies in Kanaan afgespeel. En vandag is daar nog steeds so 'n fisiese stryd. Nie net in konflikte van oorloë die wêreld oor nie, maar selfs in ons samelewing, nê, in die strate om ons. Anders as dat mens lees hier waar God se geregtigheid die oorhand gekry het, is dit asof ons in die wêreld en in die samelewing kyk en dan lyk dit asof ongeregtigheid en geweld en ongeloof nou die oorhand kry. Dit moet ons natuurlik ook nie verras nie. Ons moenie ontnugter wees daaroor nie. Want dit is presies wat God aan Johannes openbaar het op Patmos. Dat dit is hoe die eindtyd al naderkom. Maar onthou net dat in die jare voordat God sy volk gebruik het om hierdie ongeregtigheid en hulle wat dit pleeg tot 'n stop te bring, in die jare voor dit, was dit juis die ongeregtigheid wat geseëvier het in daardie land. In daardie 400 jaar al hoe meer en al hoe erger. Maar soos wat God 'n einde gebring het aan daardie ongeregtigheid, op sy tyd, toe hulle maat van ongeregtigheid vol is, soos wat die Bybel sê, net so verseker
sal hy alle goddeloosheid en alle ongeregtigheid in die laaste dae van Jesus Christus volkome vernietig. Hierdie nie een net vrygekom nie, is soos 'n herhaling en 'n herhaling en 'n herhaling, en so sal dit wees met Christus se wederkoms. Geen een wat ongeregtigheid het, sal oorleef nie, nie een nie. Ongeloof en ongeregtigheid se doppie het klaar geklap. En wanneer God dit uiteindelik uitroei, sal die verskrikking daarvan baie erger wees as dit wat ons van gelees het in hierdie 2 hoofstukke. Dit kom verseker. Maar ons moet ook raak sien dat soos destyds, wat daar kans was vir verlossing, vir Rahab en vir die Gibeoniete, so is daar vandag nog steeds kans. Die finale veldslag van God se oordeel het nog nie aangebreek nie. Daar is nog kans vir elkeen wat hom tot God bekeer en geloof. Moenie die kans laat verbygaan. Dis juist die tweede ding wat ons moet raak sien uit hierdie hele gedeelte uit. Rahab en die Gibeoniete se redding ten spyte van die goddelose samelewing waarin hulle gelewe het. Hulle verlossing ten spyte van hulle eie ongeregtigheid en sonde skyn soos 'n helder lig van hoop en sekerheid van God se verlossing en sy genade. Ons sien dit ook in die geheel van Israel wat hierdie land inneem en die hele land van hoek tot kant van God af ontvang. Gaan lees maar die geskiedenis van hulle sonde en selfs hulle verset teen God. Dit is definitief nie weens hulle vroomheid en hulle gehoorsaamheid wat hulle hierdie land ontvang het nie. Dis alleen God se genade. Sy absolute getrouheid aan sy beloftes. Want ons moet nie 'n fout maak nie. En dis die derde ding wat ons hier moet raak sien. Joshua en Israel het die veldslae gewen. Hulle het die land ingeneem, maar dit is God wat dit vir hulle gegee het. Presies soos wat hy daar voor hulle deur die Jordaan is, vir Joshua gesê het, dat hy vir hulle die land gaan gee. Dat elke plekkie waar hulle voete neer gaan sit, gaan hy vir hulle laat erf. Kyk maar weer, hoe het hy die oorwinnings gegee? Reg in die begin al, is dit God wat Jerigo se mure in mekaar laat krummel het. Dit is God wat die magte van die suide paniek bevange gemaak het daardie oggend toe hulle gedink het hulle het met Gibeon te doen, maar toe het hulle met God en sy volk te doen. En daardie afdraande pad na Bet-Goron toe, het God meer van die vyand laat sneuwel met haalstene as wat Israel met hulle swaard laat sewel het. In vers 13 het ons gelees dat God selfs die dag langer gemaak het, toe Joshua daaroor gevra het, sodat hulle nie die momentum van die geveg na die oorwinning sou verloor nie. Laat ek net eers 'n opmerking oor daardie dag net maak. Want dit kan dalk jou gedagtes vasvang. Niemand weet regtig, het regtig 'n klinkklare verduideliking van wat regtig daar gebeur het en hoe God dit gedoen het. Party wil 'n verduidelikings maak van 'n weerkaatsing van lig, sodat al het die son gesak, het die son nog steeds geskyn, dat daar 'n weerkaatsing was en daarom het dit lig gebly. Ander dink dit is heeltemal simboliese taal, dat hulle 2 dae se werk in 1 dag gedoen het en daarom sê hulle die dag het stil gestaan. Maar weet jy, die haalstene in vers 11 is nie simboliese taal nie. Dis regtig fisiese haalstene wat doodgemaak het. Dan is dit baie moeilik om net die volgende vers skielik te versimboliseer. Natuurlik wonder mens, kon God regtig die son en die maan laat stil staan? Natuurlik is God almagtig. Hy kan die rotasie van die aarde stilhou. En hy kan die traagheid van materie, wat as jy die aarde skielik stilhou, waarheen gaan ons die traagheid van materie kan hy vir 'n tyd laat ophef. Maar wanneer jy besef wat dit sou behels,
om die aarde se rotasie net so 'n bietjie te stop. Dan kan jy jou nie indink dat dit moontlik sou wees nie. En tog, wanneer jy nie kan indink dat dit moontlik wees nie, dan vra ek vir jou, kan jy jou dit indink dat Jesus vir Lazarus na 3 dae uit die dood uit laat opstaan? God is almagtig, hy doen goed wat ons nie verstaan nie, wat ons nie kan verklaar nie. Hy's net ver bo ons. Maar kom ons dink net 'n bietjie mooi. Onthou, hoe maak mense as jy 'n teks wil verstaan? Jy moet gaan kyk na die konteks. Jy kan nie maar hierdie dingetjie vat en jou lewe op daai een teks spandeer nie. Gaan kyk wat is die boodskap van die gedeelte, en as ons daarna kyk, dan sal jy agterkom dat hierdie gebeur, dit wat daar gebeur het, hoe God die son laat stil staan het, is nie die kern van die teks nie. Dis nie die kern waarmee hy besig is nie. Hy's nie hier besig om te beskryf hoe God almagtig is oor die natuur en hoe hy dit dan bewys en wys in so groot dade nie. Wat hy besig is om in hierdie hele gedeelte te verduidelik, is dat God daar was. En dat hy die omstandighede gegee het. En dat hy die geveg se uitkoms bepaal het. En of dit dan was met haalstene, of met 'n langer ligtyd, hoe hy dit gedoen het, is nie die fokus nie. Dat hy dit gedoen het, dis die fokus. Hy het die omstandighede geskep, dat Joshua hulle die geveg kon klaarmaak, voordat die vyand skuilte kon vind in die donker. Nou goed, kom ons gaan verder. God het dit in hulle hand gegee. En toe hulle fokus na hierdie weermag verslaan, skuif na die stede toe, lees ons keer op keer, weer en weer, hoe God die stede oorgee in hulle mag. Die Here gee. Uiteindelik vers 42, Joshua het al die konings van die land in een veldtog oorwin, want die Here, die God van Israel, het die oorlog vir Israel gevoer. Net so die veldtog in die noorde, wat ons in hoofstuk 11 gelees het. Daardie leer in die noorde was, soos lees, 'n groot menigte, so baie soos die sand van die see, en baie perde en strydwaans. Maar dis weer God wat vir Israel en vir Joshua sê, moenie bang wees nie. Môre hierdie tyd gee ek hulle in jou hand oor. En so was dit, vers 8. Die Here het hulle in die mag van Israel oorgegee, en die het hulle agtervolg. Die Israeliete het hulle uitgeroei, nie een het vrygekom. God gee sy beloofde land aan sy volk. Destyds was dit Kanaan wat hy vir hulle gegee het. En vir ons, vir my en vir jou, vir elke een, deur al die eeue van die menslike geskiedenis, wat geglo het in die verlosser Jesus Christus. Of dit nou reg in die begin was, voor Noag, wat hulle hom geken het as die een wat die slang se kop sal vermors. Of later, wat hulle hom geken het as die nakomeling van Abraham, in wie al die nasies van die aarde geseën sal wees. Of nog later, die seun van Dawid wat ewig op die troon sou heers. Of, soos ons hom ken, Jesus Christus. Aan almal wat in hom glo, en hom eerbiedig as hulle Here, beloof hy die ewige, salige, nuwe hemel en aarde. Ons beloofde land. En ons weet dat nie een van ons daardie salige land verdien nie. Net soos wat nie 'n enkele Israeliet die beloofde Kanaan verdien het nie. Net soos wat Rahab en Gibeon dit nie verdien het nie. Net so min, net so glad nie, verdien ons die redding van God se straf op ons sonde nie. Die nuwe hemel en nuwe aarde te ontvang in die plek van die ewige hel nie. Maar God bewerk dit. God gee dit. Hy alleen doen dit. Sonder enige bydrae of sonder enige verdienste van ons wat dit ontvang. Die Vader stuur sy eniggebore seun om ons ongeregtigheid op hom te neem en dan God se banvloek straf op hom te neem in ons plek daar aan die kruis.
maar wat dan oorwin, opstaan uit die dood en daarmee vir ons 'n nuwe lewe gee, 'n nuwe lewe bewerk, geklee in sy volkome geregtigheid. Alles van God af. Dit is die Heilige Gees wat wedergeboorte in ons werk en geloof gee, daardie geloof waarmee ons deel kry aan alles wat Christus bewerk het, daardie geloof waardeur God ons aanneem as sy kinders, daardie geloof wat die Heilige Gees in ons werk sodat ons nuut kan lewe. God verdelg die ongeregtigheid wat op ons moes kom in Christus. En deur hom maak hy die pad oop sodat ons in hom die beloofde land van nuwe hemel en aarde kan instap. Loutere genade. Ewige salige heerlikheid by hom net omdat ons glo. En dit bring ons by die vierde, en dis die laaste ding wat ek wil uitlig, wat ons moet ter harte neem uit hierdie gedeelte uit. Joshua en die volk kon nie maar daar onder die bome langs die koel waters van die Jordaanrivier sit en wag terwyl God die land vir hulle gee nie. Hulle moes dit wat God gee gaan inneem. Dit was 'n sekerheid. Reg van die belofte toe hy vir Abraham gegee het, was dit al 'n sekerheid dat die nageslag hierdie land sal ontvang, want God het so gesê en dan is dit so. Dit was 'n uitgemaakte saak. Toe hy vir Joshua gesê het, hy gaan die land vir hulle gee, elke stukkie sal hulle in erfenis neem. Maar hulle moes dit gaan inneem. Hulle moes God vertrou, en hulle moes hulle wapens opneem, en die vyand tegemoet loop, 'n gedigte vyand, selfs die Enakiete, wat Moses se verkenners as reuse beskryf het. God het die land gegee, maar hulle moes dit inneem. Maar weet jy, so is dit tog ook met die verlossing wat God gee in Jesus Christus. God gee dit uit genade alleen. Ons kry daaraan deel deur geloof alleen, en dit nogal 'n geloof wat hy in ons bewerk het. God gee dit, geheel en al en heeltemal en totaal. Maar ons moet dit vat. Al gee hy geloof, is dit nog steeds ons wat moet glo. Hy gee, maar ons moet iets daarmee doen. Ons kan nie handjies gevou sit op die stoep en geloof net glo nie. Ons moet geloof lewe. Joshua en Israel het presies gedoen wat die Here vir Moses gesê het en Moses vir Joshua gesê het. Presies gedoen wat God gesê het. En in totale vertroue op God het hulle die sterke vyand onverskrokke te aangedurf. Dis hoe geloof lyk. Om God te vertrou, om te doen wat hy sê en om nie bang te wees vir die goed wat in die lewe gebeur wat hy in beheer is van nie. Hy is in beheer van alles. Geloof is 'n absolute sekerheid in God se getrouheid dat hy sal doen wat hy gesê het. Selfs as dit swaar gaan en ons in beproewings is, wat ons soos vloedwaters wil wegspoel, dan is dit God wat sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Selfs in verdrukking en vervolging, wat baie gelowiges in die wêreld al baie erg beleef, maar wat erger en meer sal word, sodat ons almal uiteindelik daarin sal deurloop. Selfs daarin is hy by ons. Vou hy ons toe in sy bewaring. En selfs al sou ons liggaam vermink en gedood word, sal niks ons kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus. Maar ons moenie net geloof glo nie. Ons moet geloof lewe. Die manier waar ons lewe moet anders wees, omdat ons glo.
Die dinge wat ons doen kan nie maar dieselfde wees as waaraan almal gewoond is en wat die samelewing ook maar doen nie. Daar moet 'n duidelike kontras wees. Geloof wat lewe is 'n lewe wat met ywer en toewyding doen wat God sê. En daarbey 'n lewe wat nie ontsteld raak oor die dinge wat in hierdie lewe gebeur of benoud raak oor onsekerheid en oor goed wat dalk nog kan skeefloop. Vertroue op God sê ek is oor niks meer angstig nie want hy is in beheer. Dis geloof in aksie. Nie bid en dan worry nie. Nee, vertrou die Here. Selfs as jou geliefdes op 'n siekbed is of op die lang pad is. Ons vertrou op God, die Almagtige, wat as hy wil die son en die maan kan laat stil staan. Waarvoor sal ons dan benoud wees? Nee. Hy het ons tog aangeneem as sy kinders. Ons het sy merk van sy naam op ons. En daarom kan geloof nie maar net praatjies op die stoep bly nie. Dit moet sigbaar afspeel in ons lewe. Ons sukkel daarmee. Soms meer en soms minder. Maar ons kan dit regkry. Hoe nader ons aan God lewe, hoe meer ons onder heerskappy van sy Gees is, dan is geloof nie maar net wat ek glo nie, dan is geloof wat ek doen. En daar het jy dit. Joshua 10 en 11. Onthou dat die hele lewe 'n stryd is van sonde en goddeloosheid en ongeregtigheid wat opstaan teen God aan die een kant en God wat baie duidelik maak dat hy dit nie sal duld nie. Dit sal voorkom asof goddeloosheid die oorhand kry, maar net totdat die maat van ongeregtigheid sy volheid bereik het, sal God afreken. Partymal in hierdie lewe al, maar definitief wanneer Christus kom. Die tweede ding, dat daar in hierdie tyd, in hierdie stryd, genadetyd is. Vir elkeen wat tot God bekeer in nederigheid om verlos te word. Die derde, dat hy verlossing moontlik maak in Christus en dat hy dit absoluut uit totale genade gee, dat hy geloof en wedergeboorte bewerk sodat ons daaraan deel kan kry. Hy gee alles volkome uit genade sonder dat ons iets kan bydra daartoe. En ja, die vierde, dit wat hy gee, moet ons ook neem. Hy werk in 'n geloof in ons, maar dit is ons wat nog steeds daarmee moet glo. En nie maar net gelowig glo nie, nee, gelowig lewe. Doen wat hy wil in gehoorsaamheid, met ywer en met toewyding. Soek hom, hoe meer jy by hom is, hoe meer sal jy sy verlossing in hierdie lewe al beleef en uitleef. Hy verlos nie net eendag nie. Hy maak ons nou al vry van alle angstigheid, van alle onstuimigheid in ons. Want ons is met die almagtige God versoen en hou harmonie met hom wat in beheer is van alles, selfs oor die natuur. Sonder om ontstel te raak oor die goed in hierdie ou lewe. Die genadige Here, wat nie sonde oorsien nie, maar straf. En tog, wie se liefde en sy genade oorvloedig is. Glo in hom met 'n geloof wat lewe. Amen. Ag onse Vader,